Voordat we doen, kom ons open uit met gebed. Genadige Hemelse Vader, dankie dat ons die voorreg het om hier in stilte U naam te kan grootmaak, U naam te kan verhef, en mag U Gees op 'n baie spesiale wyse met ons wees in hierdie dag terwyl ons U naam hier grootmaak. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Galasiërs hoofstuk 2 vers 20. En dit is 'n baie spesiale versie vir Johan vandag. Galasiërs hoofstuk 2 en ons lees vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou deur die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. En dan het ons dan nog 'n vers, en dit is Romeine hoofstuk 6, en ons lees daarvan vers 3 en vers 4. Of weet julle nie, dat ons almal wat in Jesus Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Hierdie is 2 versies wat vir Johan ongelooflike waarde het. Dit het diep in sy hart gaan sit. En dis wat hy vandag wil doen. Sy lewe in Koning Jesus oorgee. En mag ek en jy dit ook weer opnuut doen vandag. Mag die Here met ons wees. Double 1:8. Kom ons sing die Psalm. Amen.
dierbare Here wat in die hemel is. Dit is 'n voorreg om vanoggend weer in die huis te kan wees. Dankie vir so baie siele wat opgekom het in die huis toe, Here. Here, dat ons vandag weer 'n groot seën sal hê. Here, dankie dat U ons gelei het deur hierdie week. Dat U ons bewaar het en dat U vir ons krag gegee het om deur hierdie week te kan gaan. Here, ons bid vanoggend vir Here dat U met ons sal wees. En vir ons 'n boodskap sal bring dat U ons sal lei deur die Heilige Gees. Sien ook vanoggend die offergawe wat gebring is na U huis toe. Here, tot uitbreiding van U heilige naam in hierdie wêreld en U spoedige koms in die wolke. Here, ons bid vanoggend vir Mani, wat in die Erasmus Hospitaal toe, Here, dat U ook met hom daar sal wees en U hom sal genees. Ons bid met U broers en susters wat vanoggend hier kan wees, Here, dat U ook in hulle harte sal werk daar by die huis. Here, ons bid dat U vir ons reën sal stuur op die aarde. Ons weet hoe, Here, die son is warm daar buite, maar U is ons genadige Here. Here, U is die lig van hierdie wêreld, en mag ons lig ook so skyn, Here, soos wat U lig geskyn op hierdie wêreld, en dat ons U boodskap kan uitdra in hierdie wêreld, en dat ons die mense in hierdie wêreld wat afgesterf het, Here, wat geestelik afgesterf is, die met hulle lewendig sal maak, en hulle nuwe harte sal gee, en hulle sal kom om U te dien. Here, ons vra die dinge nie ons ons het gedien, maar alleen het genade. Amen. Ons gaan nou weer saam sing van lied 200. We
Vader, terwyl ons nou u woord oopmaak, mag u Gees spesiaal met ons harte praat asseblief, in Jesus se naam. Amen. Op hierdie oomblik is daar groot vreugde in die hemel. En daardie vreugde is van so omvang, dat God in sy groot genade en Jesus sy genade vir jou en vir my, vir die hemele vertel, my kind, kom huis toe. Daar is groot vreugde vir ons vandag, want ons is deel van 'n proses, waar Johan sy lewe hertoevertrou aan ons hemelse Vader. Maar liewe gemeente, ek wil met julle praat eers vanoggend. Jy sien, soos babatjies gebore word, en baie sorg en baie aandag nodig het, net so het Johan jou en my aandag en liefde en tere sorg nodig. Hy het jou en my liefde nodig. Hy het jou en my ondersteuning en aanmoediging nodig, en leiding nodig, en beskerming nodig, maar ook soms teregwysings nodig. Want jy sien, soos 'n babatjie groot word, is ma en pa daar om te help en om reg te wys. En as die voetjies verkeerde paadjies geloop het, moet hy ook teruggebring word. Jy sien, wanneer 'n babatjie val, wat maak ma en pa? Tel hom op, gee hom 'n pak slaag, sê moenie weer val nie. Of tel ma hom op, en pa hom op, of haar op, druk haar styf vas, en troos, en bemoedigende woordjies, en gee die versekering, jy's veilig, net so ook vir Johan. Daar's nie plek in God se kerk vir kritiek, negatiewe kritiek nie. Daar's nie plek vir foutvindery nie. Daar's nie plek vir veroordeling en beskuldigings nie. Jy sien, wanneer ons hierdie dinge doen teenoor 'n kind van die Here, dan vertraag dit die proses van geestelike groei. En dis nie wat koning Jesus wil hê nie. Soos ek gesê het, babatjies val en kry soms baie seer. En wanneer dit gebeur, moet ek en jy optel. Ons moet hulle vashou, die versekering gee van onveroordeelde liefde. Ons moet vir Johan geestelik bou, hom help om sy skrede te rig op pad hemel toe, en om te ondersteun en die raad en leiding te gee wat nodig is. En wat ons vandag hier waarneem, is 'n bewys dat Jesus oorwinnaar was in die stryd wat Johan gehad het. Hy gaan vir ons later gaan op ietsie lees vir julle wat hy vir ons geskryf het. En my bede vir jou, Johan, is dat jy die voorbeeld van Johannes gaan navolg. Want van Paulus op die punt gekom, waar hy alles aan Jesus oorgegee het. Hy het die beheer van sy lewe geheel en al vir God oorgegee. En dis wat jy gedoen het, Johan. Ons versie vir oordenking is 'n versie wat vir Johan baie na aan die hart lê. Dis 'n versie wat vir hom baie diep betekenis het. In Galasiërs 2 vers 20 gee vir ons 3 baie belangrike feite. En feit nommer 1, ek is met Christus gekruisig. Dis so 'n belangrike konsep hierdie. Dit omvat die hele verlossingsplan, en Johan op die punt gekom waar hy gesê het, Here, ek is moeg om te stry. Ek gee alles oor. Ek is met Christus gekruisig.
En wanneer 'n persoon in Jesus gesterf het, soos by die doop, dan leef hy nie meer vir homself nie. Kyk wat sê Romeine vir ons, Romeine hoofstuk 6, en ons lees daarvan vers 7. Romeine hoofstuk 6, en ons lees vers 7. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Nou hierdie sterf is nie 'n gewone sterf nie. Want 'n gewone dood kan jy nie van sonde reinig nie. Maar wanneer 'n persoon soos Johan vandag vir ons aandui, dat hy sy lewe so aan koning Jesus oorgegee het, dat die ou mens van sonde afgesterf het, dan is hy gekleed met die geregtigheid van Jesus. En Satan het sy houvas op Johan verloor. Dis die wonderlike goeie nuus. En kyk wat sê vers 11 en 12 van Romeine hoofstuk 6. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Dit was Johan se stryd in sy lewe. Hy het op 'n punt gekom waar hy gesê het, Here, dit is te seer om langer te stry. Ek kan nie meer nie. Kom neem oor asseblief. En hy het sy lewe vir Jesus gegee. Hy wil die sondige mens begrawe. Hy wil in Jesus opstaan. En dan die tweede gedeelte van Galasiërs 2 vers 20, hy sê, eerstens ek is met Christus gekruisig, en dan sê hy, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En kyk wat sê Romeine 6 vers 13. En moenie julle lede stel tot die beskikking van sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dood lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Gesterf vir Christus, nou lewe. En Johan se hartsbegeerte is, Here, ek wil nou net vir U lewe. Ek wil nie meer die dinge van hierdie wêreld doen nie. Ek wil nuut gemaak word in Jesus. En liewe Johan, Koning Jesus het jou lief met 'n ewige liefde. En hy kyk vandag na jou en spreekwoordelik hou hy jou teen hom vas en sê, jy is my kind. En wat ek nou vir jou vra, is dat jy die derde stapie van Galasiërs 2 vers 20 sal doen, wat sê, nou leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het. Johan kyk vorentoe in geloof. Vat Jesus se hand en stap hierdie pad saam met hom. En kyk wat sê Hebreërs vir ons. Hebreërs hoofstuk 11, en ons lees daarvan vers 1 en vers 6. Geloof dan is die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien. En liewe Johan, jy het jou geloofsoog op Jesus gevestig. En jou hartsbegeerte is, omdat daai lig wanneer Jesus gaan kom, die dinge wat ons nie nou sien nie, daardie wederkoms is nou vir jou 'n werklikheid. En hou vas daarin, my liewe vriend, totdat Jesus kom. Vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is vir die wat hom soek. En hier kom Jesus en hy maak 'n stelling vir jou en vir my. En hy sê, Johan, kom na my toe. Bly by my. En die goeie werk wat ek in jou lewe begin het,
gaan ek klaarmaak. En sou jy jou kop in die hoof in die dood moet neerlê, werklike dood, gaan ek jou roep en ek gaan jou wakker maak. En sou jy nog lewe wanneer ek op die wolke van die hemel gaan kom, Johan, wil ek jou verander van sterflikheid na onsterflikheid. En geliefdes, wat waar is vir Johan, is net so waar vir jou en vir my. Ek wil nie, ek en jy ons moet kies om God se wil te doen. Soos ek net vir u gaan lees, wat Johan gedoen het, hy het op die punt gekom waar hy dit nie meer kan dra nie, en hy het gekies om Jesus se wil te doen. En kyk wat sê Johannes vir ons. Johannes hoofstuk 17, en dit is koning Jesus homself wat praat. Johannes 17, en ons lees van vers 20 af. Nou kan baie mooi luister, want dit is 'n werklikheid vir jou en vir my. En koning Jesus praat met sy disippels, hy is inteendeel, hy is in 'n gebed met hulle, hy gebed vir hulle, hy is in gebed net voor sy kruisiging, en koning Jesus praat met die Vader, en hy sê, Vader, ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. En Johan, hier is die wonderlike nuus. Koning Jesus bid vir jou. En dis waar vir elkeen van ons. En ek wil die gedagte moet insink. Die Skepper God, wat hemel en aarde gemaak het, hy sê vir jou en vir my, ek bid vir jou. Maar luister na die inhoud van hierdie gebed. En hy sê vers 20, ek bid nie vir alleen nie, maar ook vir die wat deur die woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees. Verstaan ons die konteks van hierdie gebed? Liewe Johan, koning Jesus sê, ek bid vir jou. Want ek wil nie dat die eenheid wat daar tussen my en die Vader bestaan, dat daar die eenheid ook tussen ons moet bestaan. Dat ek en jy en Vader een mag wees. En dis waar vir elkeen van ons. Koning Jesus bid vir ons. En sy verlange is dat ons so totaal aan hom toegewy gaan wees, dat ons in Jesus, in die Vader, een mag wees. En wanneer ek en jy dan in hierdie eenheid met die Vader verkeer, luister wat skryf die psalmskrywer vir ons in Psalm 139. Psalm 139, en ons lees daarvan vers 1 af. Here, u deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. U deurvors my gaan en my lê, en u is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of u Here, u ken dit geheel en al. En dan die pragtige versie Johan. U sluit my in van agter en van voor, en u lê u hand bo op my. Is dit nie wonderlike belofte nie? Jesus wil hê ons moet so een wees. Dit maak nie saak waar ons is nie. Maak nie saak wat ek en jy sê nie. Nog voordat ons gedagtepatroon kan vorm, nog voordat die woorde by ons mond uitkom, weet hy al wat ons gaan sê. En dit is belangrik. Maar belangriker is, hy beskerm jou en my van agter en van voor. En hy lê sy hand van liefde en genade op ons. Dis wat gebeur wanneer ek en jy in daardie eenheid met Jesus verkeer. En Johan, dit is vir my
'n voorreg om hierdie boodskap vir julle te bring. Dis 'n voorreg vir ons as gemeente om deel te wees aan hierdie proses waarin jy jou lewe vir Koning Jesus gegee het. Jy sien wat in die water gebeur, is 'n aanduiding wat reeds in sy verstand, in sy hart gebeur het. Kom ons buig ons hoofde. Genadige Vader, dankie vir die wonder van u genade, van u verlossing van sondaars. Dankie vir die nuwe lewe wat u vir ons elkeen beloof het. En dankie dat u die pad saam met ons wil stap van hier totdat wanneer u gaan kom. Dankie vir die belofte dat u met ons gaan wees. Dankie vir die voorbeeld van Johan. Ons vra dit en bid dit in Jesus se naam. Amen. En Johan, ek vra jou om nou vorentoe te kom, terwyl ons die geloofsbelijdenis sal aflê. Johan, ons het 13 beginsels en ons het dit by die huis deurgegaan. Eerstens is, onthou, as jy mee saamstem, dan reg, kyk daarna. Ek glo in God die Vader, in sy Seun Jesus Christus en in die Heilige Gees. Ek aanvaar die dood van Jesus Christus op Golgotha as die soenoffer vir my sondes, en ek glo dat ek deur geloof in sy gestorte bloed van sonde en sy straf gered word. Ek versaak die wêreld en sy sonde geweer, en het Jesus Christus as my persoonlike saligmaker aangeneem, en ek glo dat God om Christus ontwil my sondes vergewe en aan my 'n nuwe hart gegee het. Ek ervaar die geregtigheid van Christus, erken hom as my voorspraak in die hemelse heiligdom, en maak aanspraak op sy belofte om my deur sy inwonende Gees te versterk, sodat ek die krag kon ontvang om sy wil te doen. Ek glo dat die Bybel die ingegewe woord van God is, en dat dit die Christen se enigste reël vir geloof en gedrag is. Omdat ek die Here met geheel my hart lief het, neem ek my voor om deur die krag van die inwonende Christus, God se wet van die 10 gebooie te onderhou, met inbegrip van die 4de gebod wat beveel dat die 7de dag van die week as die Sabbat van die Here gevier moet word. Die naderende wederkoms van Jesus is die salige hoop in my hart. En ek is vasberade om gereed te wees om my Here te ontmoet en om alles in my vermoë te doen om van sy liefdevolle verlossing te getuig en ander deur my lewe en my woorde te help om vir sy verskyning gereed te wees. Ek aanvaar die Bybelse leer met betrekking tot die gawes van die Gees. En ek glo dat die gawe van profesie een kenmerk van die oorblyfsel kerk is. Ek glo in kerkorganisasie en is voornemens om die kerk met my tiende, my offergawe, my werk en my invloed te ondersteun. Ek glo my liggaam is die tempel van die Heilige Gees en ek sal God vereer deur daarvoor te sorg. Ek sal my onthou van die gebruik van alkoholiese drank, narkotika, tabak in watter vorm ook al en van voedsel wat God as onrein bestempel het.
Ek ken en verstaan die fundamentele Bybelse beginsels wat deur die Sewende Dag Adventiste Kerk verkondig word en is voornemens om my lewe deur die genade van God volgens hierdie beginsels te skik. Ek aanvaar die Nuwe Testamentiese leer aangaande die doop deur onderdompeling en begeer om op hierdie wyse gedoop te word as openbare bewys van my geloof in Christus en sy vergifnis van my sondes. Ek glo dat die Sewende Dag Adventiste Kerk die oorblyfselkerk van Bybelprofesie is en dat mense van elke nasie, ras en taal genooi word om daarin gemeenskap te hou. Dit is my begeerte om lid te word van hierdie gemeente van die Wêreldkerk. Julie, ek gaan nou vir julle briefies lees wat Johan en Jolien geskryf het. En ek wil julle mooi luister. Dit is 'n verhaal van stryd, 'n verhaal van oorwinning. Johan skryf: Welkom en geseënde Sabbat, almal broers en susters in die huis van die Here. Paar van julle ken my en ander ken my nie, maar God en sy seun ken my van moederskoot af. In 2004 is ek gedoop. Alles was goed en ek was vol blydskap in die Here. En ek het gedink, ek verstaan die leerstellings van die woord van die Heilige Skrifte. So ongeveer 4 jaar gelede het ek verval van die Here af en ek worstel in my eie lewe en ek dink ek kan dit by myself regkry, ek kan oorwin. Ek het gedink dit was normaal om so te lewe. Maar die sonde en laste het in my lewe meer en meer geword. Ek het die probleme van myself gehou, want ek kan dit myself oorkom. Die sonde het groter en groter geword en ek doen baie slegte dinge in my lewe. My verwys na Galasiërs 5 vers 19 tot 21. En deur hierdie stryd worstel ek teen die magte van die bose en bose geeste. Dit het ook 'n stryd tussen my en my liefling geword. Die stryd was daar, want my liefling, my vrou Jolien, het bly glo, bly hoop, bly vashou aan die Here ons God. En dit alles, en ek het dit nie verstaan nie. Een Sabbatoggend, gaan ek buite op die ou bankie sit. My kop was baie swaar, my gemoed was swaar, was donker, vol duisternis, en die gedagtes het geworstel tussen goed en kwaad. Terwyl ek worstel, verskyn daar 'n klein liggie in my gedagtes, in my hart, en 'n fluistering in my ore. Johan, jy weet wat in die wêreld gaan gebeur. Ek onthou 'n paar verse uit die skrifte van Jesus in Matteus 24. En daar op die bankie kan ek nie meer my sonde dra nie. Want dit maak my baie seer. En ek is moeg. So ek moet 'n keuse maak.
tussen die wêreld of Jesus, die Lam van God. Toe besluit ek om vir God te kies. En so gaan ek na my kamer toe om in stilte te bid tot ons Here God. En ek smeek en erken my sondes teen God en vra hom om my sondes te vergewe en die laste van sonde aan Jesus oor te dra, want ek kan dit nie meer dra nie. 'n paar dae later gee my liefling Jolene vir my 'n boek om te lees. God se blauwdruk. Ek het met die Bybel saam begin studeer. Ek het Romeine 8 vers 5 tot 8 misverstaan. Dit sê die gees wat stryd teen die vlees en die vlees wat stryd teen die gees. En ek het dit nie duidelik verstaan nie. Maar verstaan dat ek nie in die wêreld van die vlees moet lewe nie. En ek lees ook toe Romeine 6 vers 3 en 4 wat ons gelees het, dat deur die doop word die ou dinge van sonde afgewas. En sterf, dit word in die water begrawe. En as 'n opstanding, 'n nuwe lewe in Jesus Christus. En nou sê hy, ek kan alles oorwin deur Jesus wat my die krag gee. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel, soos Galasiërs 5 vers 25 vir ons sê. Ek dank God dat sy seun vir ons 'n voorspraak is in 1 Johannes 2 vers 1 en 2. Waar Johannes sê, my kinders, moenie sondig nie. Maar as julle gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is vergifnis vir ons sondes, nie van myne alleen nie, maar ook van die verlede wêreld. En dan sê hy amen. Johannes se getuies vir ons, wat die Heilige Gees vir jou gedoen het. Maar daar is ook 'n briefie van sy liefling af, van Jolene af. Verskoon 'n bietjie trane af vir jou. My enigste dierbare Here is so goed. Ek sukkel nog steeds om te glo wat gebeur het. September maand hierdie jaar het Johan skielik tot bekering gekom en erken hy het foute gemaak. Ek was so verstom, my mond het oopgegaan. Is hierdie werklik my liefling, my man, my Johan, wat nou omkeer en sondes bely op die Sabbat? Ja, op Sabbat. Terwyl ek met ander dowes besig is met 'n Zoom, met Sabbatoggend manna en erediens by ons huis. Terwyl hulle daarmee besig is, maak Johan sy lewe met Jesus reg. En dan sê Jolene, gebed is kragtig. Dit gee regtig krag van bo. Dankie my ou broer en my ou suster van die gemeente. Dankie vir die bidgroep. Dankie vir die WhatsApp ondersteuning. Want ek het altyd positief gebly dat my liefling Johan sal terugkom na die Vader, na Jesus, die Heilige Gees toe. Dankie Hemelvader vir die boek van die lewe, dat jy nooit Johan se naam uitgehaal het nie. Die loutering is baie pynlik. Dit maak seer, maar die loutering is baie nodig, sodat ons God ons kan suiwer. En as by kan sit gereed maak vir sy koms. Belangrikste ding, nommer 1, gebed. Gee oor aan God. Vertrou op hom. Hy is regverdig en getrou.
Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg. Het ons as gemeente om die getuienis te hoor van twee kosbare mensies. Johan wat gestry het met sonde en sy liefling wat nooit opgehou het en geglo het nie. Wat ons vandag hier aanskou, is 'n goddelike wonderwerk. Geen sonde is te groot vir Jesus om weg te neem. Daardie Sabbadoggend op 'n bankie buite die huis, terwyl vroulief en die kerk besig was met Zoom, het die Heilige Gees se deurbraak in Johan se lewe gemaak. En hy is hier vandag om vir jou en vir my te sê, maak nie saak hoe groot jou sonde was nie. Maak nie saak hoe seer Satan jou gemaak het nie. Jesus is jou verlosser. Mag die Here met ons wees. Terwyl ek in Johan gaan verkleer, vra ek julle om voor te gaan om dankliedere vir Jesus te sing, want sy kind is terug by die huis. Mag die Here met ons wees. Geliefdes, wat 'n groot voorreg is dit vir jou en vir my om deel te kan wees van die oorwinning wat Johan in sy lewe behaal het, maar ook 'n voorbeeld is van die oorwinning wat Koning Jesus wil hê dat ek en jy in ons eie lewens moet behaal. Op Sabbadoggend het hy sy saak met Koning Jesus reggemaak. Dis Sabbat vandag. Ek en jy kan ook nou ons sake met Jesus regmaak. Johan, omdat jy Jesus aanvaar het as jou persoonlike saligmaker en jy jou verlossing in Jesus gevind het, doop ek jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Wat 'n groot voorreg het ons om deel te wees. En Johan, mag jy deur die krag van die Heilige Gees jou hand altyd in Koning Jesus se hand gaan hou. En as jy moeg word, laat liewe Jesus vashou, want hy gaan nie moeg word. Mag die Here jou seën. Vra julle, kom praat met my. Kom praat met Dani. Kom praat met Patrick. Want ons wil so graag hê dat jy ook vrygemaak word. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie vir verlossing. Dankie dat U vir sondaars gesterf het. Dankie dat U ons elkeen uitnooi om U te kom regmaak. Dankie vir Johan se persoonlike getuie vanoggend. Die Here is daar een is wat ook van die sonde worsteling vrygemaak wil word. Mag U Gees op 'n baie sagte, spesiale manier met daardie persoon praat, dat hulle ook, soos Johan, vrygemaak kan word en skoon gewas kan word in 'n nuwe lewe saam met U, wat ons volgende ervaar. Dankie vir die voorreg, ons bid dit in Jesus se naam.